Wat is jou verhouding met authority? Ek weet nie, dis 'n tricky een, want aan die een kant voel ek baie docile, dat ek is baie agreeable en ek hou nie van konflik nie. Actually, hou ek nie van konflik nie. Maar aan die ander kant is daar sekere goed wat dit shift in terme van die konteks waarin dit is. As ek dit moet terugbring na die idee van, jy weet, soek vir synchronicities of iets wat betekenis in jou lewe gee as jy nou 'n meer, kom ons sê dit maar, sekulêre uitkyk op die wêreld het of 'n meer kerklose uitkyk op die wêreld het, waar daar nie hierdie gestruktureerde rituals is wat jy goed vind nie, dan begin jy vir dit te soek op ander plekke in jou lewe. So dit laat my dink aan die storie van toe ek in Kanada was en ek het gegaan soos wat ek probeer om te doen as ek op vreemde plekke kom, om iemand te kry wat vir my 'n tarot reading doen. So wat is my toekoms, etc. En ek het sommer met die vrou daar gesit en ek het nie regtig gevoel dat ek veel daar uitkry nie. Maar een van die goed wat die vrou vir my gesê het, is the birds are trying to tell you something. En dit het vir my soort van hierdie obskure ding gewees en dis die een phrase wat soort van by my gebly het en ek het uitgestap en dit was op Vancouver Island wat soos hierdie klein theme park tipe plek is en daar's ontsettend baie seagulls, jy moet soos 'n bootjie vat om daar uit te kom, so ontsettend baie seagulls en staf gewees en ek het na die seagulls staan en kyk en ek was hulle doen hulle seagull ding, like dis, jy weet, jy soek nou vir daai betekenis, dis wat ek sê, soos ek het nie daai tradisionele ritual nie, so ek probeer dit seker maar opmaak op 'n manier en toe vergeet ek daarvan en ek is terug op die bootjie en ek is aan die ander kant en ek loop in ek dink is maar seker 'n markie gewees rond en ek gaan in 'n winkel in en die volgende oomblik toe ek om die draai kom, stap daar 2 vrouens rond met 2 valke op hulle arms wat klein hoods op het. En hierdie het my soort van gegooi. Sy het gesê the birds are trying to tell you something. En dan die eerste ding wat 'n impression op jou maak na dit is hierdie birds of prey wat klein hoods op het. Hulle het hoedjies op, hulle kan nie sien nie. Hulle word beheer deur ander mense wat vir hulle sê hulle mag jag en mag lewe. So again, if you want to talk about kind of authority, jy weet, daar's 'n definitiewe link daaraan. En dis kan wie gedagtes is those things are going to die in captivity. Hulle doen nie eintlik wat hulle voor gemaak is nie. Ek dink as jy dit wil terugbring na autoriteit, is dit soos like I think my relationship to authority would be something in the sense of ek hou nie van autoriteit nie, want ek voel dit gaan my laat doodgaan sonder om my potensiaal te kan uitlewer. En ek dink nie dit is altyd so sleg nie, dis 'n baie superficial manier om daar te dink, because authority en struktuur gee vir ons baie goed wat ons nodig het. Dis net daai kind of die balans daarvan is nie altyd gesond nie.
Ek so hartseer, man. It's serious fucking sad. It's like, this is 'n massive ding. Nu kan hy nie sy vlerke rek nie. Hy kan nie so 'n nag opstaan nie. Fucking ding lees hom net hoor. Ek dink nie ons project dit nie. Ek dink soos as jy in 'n situasie is ook wat jy weet jou limit met wat jy kan regkry as 'n mens of wat jy dink jy kan regkry as 'n mens. Jy voel dit. So ek dink hulle oomblikke wat hulle baie content en comfortable is seker want hulle kry kos, maar so hierdie gaatjie bo maak en sal hulle seker wegvlieg. Okay. So, because they know there's a voltheid. Hierdie ding is fucking baie lief vir my. Ek dink hy is fucking alleen. Ons niks saam met hom doen nie. Is jy honger of is jy alleen? En is daar 'n verskil? In Zambië was daar ontsettend baie kraaie gewees. En ek het daar gehad wat ek daar gebly het, dat ek gaan stap het, want ek het eintlik iets anders gehad of mense geken nie. So want ek gestap en ek het die kraaie gevolg. En gekyk waar ek opeindig. Funnily enough, die een vrou wat ek mee saam gewerk het, soos buite die klas of buite ons kantoor, het sy kos neergesit vir hulle. En dan het hulle soos kom check of daar kos is. En daar was 'n boom buite die ook buite die soos van kantoor wat hierdie massive fucking boom was en was die kraaiboom. En tydens soos hulle broeiseisoen het al die kraaie in daai boom gaan sit en fucking naai, dude. So dan hoor jy net soos crazy soos geluide wat dit goed maak. En ons so baie van hulle. Ek dink die rede hoekom ons so baie is soos die manier hulle trash uitsit daar, dis nie in asblikke nie, hulle sit die swart sakke buite. So die kraaie kan kom in die sakke soos maklik oopskeer en scavenge. Wat het jy geleer van kraaie af? Ek weet nie wat ek enigiets geleer het nie. Ek het net dit is iets wat gevoel het ek moet doen. Net ek my werk vir die eerste keer gekwit het en gedink het ek gaan nou gaan flieks maak en allerhande goed. Toe gaan kuier ek vir my mentor in sy klein holiday huis in die platteland. En toe stap ek tot bo in die berg en ek dink by myself die hele tyd, shit, as ek besig om die regte besluit te maak om hierdie te doen, moet ek gaan dit my lewe verbeter. En toe eventually wat gebeur is ek loop en ek kry net soos hierdie 3 baba uiltjies wat daar is en my is ontsettend naby aan hulle laat kom het, soos letterlik baie naby op die grond. En daai was vir my vir een van die ding gewees wat gesê het, soos ja man, soos keep going, dit is die regte ding om te doen. Nie reg nie, maar dis is 'n pursue dit. Daar's goed wat synchronous is, wat aan mekaar kom op 'n manier. Ek ook pissed off as mense is soos ja, maar dis maar net in jou eie kop. Ja en nee, you know, dis is hoeveel duisende jare navigate mense Existence so, ja.
die omgewing wat ons is het so baie verander dat ons anders na hierdie goed moet kyk. Ons soek vir daai tipe betekenis om te voel of ons behoort in 'n plek. En in 'n plek bedoel ek soos hier waar ons nou is, like in die wêreld. So ek dink om hulle te encounter wild ergens buite het 'n baie groot impak op my gehad. Ek het my omtrent half aangehits om risiko's te vat. Which is a good thing. Dink jy, was er ooit 'n keer dat jy voel dit was misleidend? In retrospect en ek sê dit is alles misleidend as ek dit wil deur daai lens sien van wat het daar uitgekom of wat het ek gedink daar uit moet kom en wat daar nie uitgekom het nie. So maar ek dink nie ek kan so daarna kyk nie want like dan glo ek dat daar 'n soort van een of ander groter determinate plan is wat ek nie doen nie. Maar ek doen ook seker as ek hierdie synchronous signs volg. So is maar 'n contradiction. Dis jammer. Jammer dat jy nie weer op moet wees. Ja, dans vir my, dis baie mooi. So wat hy doen is, hy probeer jou in te lok met sy oulike bewegingkies. En sodra jy jou vinger laat sien, fokke vir jou op die. Ek weet, dis oulik. Kyk al, jy gee jouself weg. Hy gee homself weg. Daar was een van my ex-meisies het 'n papegaai gehad, sy naam was Rocky. Sy naam was? Rocky. African Grey. Want hy sy kop is so geskit. En dan het hy so gekots en die kots vir my aangebied. En wat het hy gedoen as jy hom reject? Nee, hy het net ander probeer. Ja, ander probeer. Maar was nie 'n ding van goed nie, want jy vergeet. Dit is so vinnig, ja. Please do not play on the coffin. Het lyk soos 'n speelding, maar dit is eintlik nie 'n speelding nie. Wat doen jy? Hy sit sand op homself en daar's parasiete op hom en hy wil die parasiete afhaal. Want soos ons gesien het, ons bird flu hier binne in die bird sanctuary. Hy begrawe die bird flu. Dalk is hy besig om sy eie graf te grawe. Ek wonder, is die sin van privaatheid vir voëls, jy weet, soos doodgaan is gewoonlik 'n alleen ding wat niemand sien nie. Ek weet mammals, soos ek bedoel, soos jy weet, honde en katte en goed gaan kruip weg. As hulle wil doodgaan alleen. Ek weet nie of voëls dit ook doen nie. Ek dink as jy 'n pauw is, kan jy nie privaat doodgaan nie, hè? Ek dink jy kan, want jou vere val uit. Maar die pauwvrouwtjies, hulle, kyk hoe lelik en vaal is hulle kan baie privaat doodgaan seker. I don't know. En daar is daai ene nog steeds besig in sy gaatjie. Jogg, hulle soek aandag, né? Nou moet ons daai ding gaan soek, daai wat so skree. The birds are trying to tell you something. Meen jy? Meen ek. Ek dink seker soos enigiets, as jy genoeg oor dit dink, gaan dit vir jou iets anders kan gee as jy besig is om te reflect, right? So, voëls se lewe is anders ons. Hulle kan
ander plekke heen vlieg, hulle kan die een plek wat ons nie met ons fisiese lywe eintlik kan gaan, so hulle kan hulle kan oor mure vlieg, hulle kan oor bome vlieg, they've got access to the air. Ons is 'n sin van vryheid en wat hulle kan doen, so dus hulle probeer dalk vir jou sê dat soos jy het ook daai agency tot 'n manier. Dink ek was probeer nou dink seker 14 en my ouma wat kanker gehad het by ons gebly en ons het die aand almal gaan slaap. Die volgende dag is my susters soort van aanneming gewees. Sy sou aangeneem word in die kerk wat 'n groot ding was vir ons, was ontsettend gelowig. En ek dink dis ook hoekom sy op daai stadium by ons was. En wat gebeur het, ons het almal gaan slaap en in die middel van die nag het sy badkamer toe gegaan en sy het 'n beroerte gekry. Jou ouma of jou? My ouma. So my ouma het in die middel van die nag na die badkamer toe gegaan en sy het 'n beroerte gekry. En ek het toe, jy weet, vroeë oggend self by die badkamer toe gaan en hier kry ek haar in haar kom ons sê maar wat dit is, feses op die grond lê en sy is ontsettend de mekaar. En kan vertel haar op, kry my ouers, ons sit haar op die bed, sy maak nie sin met wat sy sê nie, en die gedagte is toe op daai stadium my suster moet begin aantrek om te gaan vir hierdie groot ding vir haar wat aangeneem word in die kerk is, en my ouma in haar die mekaar gee, die enigste ding wat sy wel kan coherently vir ons sê is dat sy ook wil gaan om te sien hoe my suster in die kerk aangeneem word. But the rest of the things that are coming out of her mouth is so confusing geweest en dit was hierdie absurde oomblik van, jy weet, jy het lucidity oor iets wat vir jou belangrik is, en dan is my iets met die dood te doen, like hierdie, wat ons dink gebeur met ons na die tyd, die gedagte dat, jy weet, as jy aangeneem word in die kerk, is dit soort van een van die kontrakte wat jy maak, dat jy gaan goed lewe en jy sal in die hemel opeindig. So daar's vir my iets entangled in daai hele belief na iets groter as jy wat nou vir jou sê, dis okay. So ek moet soort van voor ek nou doodgaan myself, moet ek seker maak dat my kleinkind, ek moet witness dat my legacy of my idees of iets aangaan, my storie stop nie met my nie, en dit is belangrik vir my om dit te sien, belangriker as wat my eie gesondheid op die oomblik vir my is. Want almal sê vir my, luister, jy het nou net 'n beroerte gehad, ons moet jou nou by die hospitaal te kry. Right. En op hierdie oomblik wanneer sy dit sê, like, ek is seker maar, she's still like... Sy is in haar pyjamas, semi in goeders, semi-vuil. En ja. Cool. So dis al vir die het gaan eintlik nie oor of sy, voor sy sterwe, at least met sy kyk het die transcendent ideal wat dan al is. Ja, so haar legacy moet soort van, dis hoe ek dit vandag van sin maak, ek dink nie ek het op daai stadium, dit was vir my baie snaaks geweest, alhoewel dit baie traumaties was, ek dink is een van daai situasies wat op daai stadium was vir my so ontsettend intens. Het jy begin lag? Ek dink ek het. Die ding is waarvoor ons gelag het is soos, sy sê die hele tyd van sy moet haar kerkklere aantrek, want sy moet na my suster se ding toe gaan, en sy wil nie hospitaal toe gaan nie, so daar sê die ritueel van iets is belangriker as om na jouself te kyk.
Like regardless van dat haar lewe in gevaar is daar soos hierdie soek vir betekenis. Ons luister nou na 'n voorlesing van Johannes van Gulpvrug. So die varkmense hou saans partytjie langs die snelweg net voor die rugby begin en jy is genooi. Word beter, word meer. Jy kan jou tyd soveel meer produktief spandeer. Onthou, selfaktualisasie is die hoogste troon waarop jy jouself kan sit. Selfaktualisasie, wat? Dis net gulpvrug masturbasie. Gulpvrug sit op jou skouer en fluister. Word beter, word meer. Jy kan jou tyd soveel beter spandeer. Stamp hom af van jou skouer af. Laat sy skedel oopbreek en jou sieksappe uitloop. Die varkmense sal dit kom opskep en saam met hulle gin en tonic drink. Hulle sal dronk word op idees van tiete, penetrasie en multimiljonairs word voor 30. Varke dronk op die feeslike hygroman in sy skedelsap vasgevang. Sonder hom sal jy kan dryf, vlieg buite jou vleeslike kokon en jy sal vergeet en weet wat jy eintlik oor alles moet weet. Buite tyd, leuns en liste, vry van die skreefies lig wat jou oë tref en dit wat jy realiteit noem. Die varkmense sal vir jou vleissak 'n sappie aanbied. Jy sal bitter sluk. Die waarheid begin kou aan jou hakke, soos dit jou terug in jou liggaam ruk. En jouself besef jy is steeds net 'n varkmens met 'n gulpvrug op sy rug. Word beter, word meer. Jy kan jou tyd soveel meer produktief spandeer.